Paarde by hierdie week se koffiekuier. Hetty, dis ons laaste koffiekuier saam. Hierdie week en volgende week. Het is regtig lekker om saam met jou kan kuier. Voorreg. En ons gesels 'n bietjie oor Handelinge die 8ste hoofstuk. Ons het aanvanklik gedink om Handelinge 8 en 9 te doen, maar Handelinge 8 eintlik so klomp issues waarby mense eintlik graag bietjie wil stil staan. Nou, ons gaan dit so probeer in twee gedeeltes breek. Van Handelinge 8 vers 1 tot 25 en dan die volgende gedeelte tot die einde van Handelinge. Nou, Handelinge 8 volg so half op die vorige gedeelte waar Stefanus nou doodgemaak is. En dan begin hoofstuk 8 met die woorde: Saulus het hierdie moord goedgekeur. Nou, ek het so 'n bietjie daaroor lees, want dit klink so half asof Paulus dit met instemmend geknik het. Maar hulle gebruik 'n Griekse woord daai, en jy sal dit nou ken net die, synedikio of dokio. In die Engels sê daaroor to approve, to be pleased with. Aktief instem. Ja, so dis nie net dat Paulus die moord maar net instemmend geklik het nie. Een van die Engelse kommentaar wat ek gelees het daaroor sê, he took pleasure in attacking Christians. Ja, dit is absoluut 'n passie. Dis daai ding van daar's geen wreder moord of wreder oorlog as dit wat geveg word in die naam van geloof nie. In die kerk is mos nou deur die jare 'n meesters daarvan gewees, né? Die kerk en die wêreld. Ek meen, dit is wat op die oomblik aan die gang is. So dit is, as jy glo jy doen dit vir God, jou God, dan raak daai sinidekon of sinideikon, hoe jy dit ook al uitspreek, raak jou dryfkrag. Nou, Stefanus se dood het hierdie nuwe ding, lyk dit vir my, met nuwe vengeance, as die Engelse woord sê, afgeskop. 'n dringendheid afgeskop. En dan staan daardie dag het daar 'n ewige vervolging van die gemeente in Jerusalem begin. Al die gelowiges. En dan sê baie interessante ding, ek weet nie of jy nou ietsie daaroor wil sê nie, maar hy sê al die gelowiges, behalwe die apostels, is uitmekaar gejaag. Ja, een van die ouens sê dat 8 vers 1 en 1 vers 8 daar aan mekaar, waar 1 vers 8 sê die evangelie sal versprei na Jerusalem, Jerusalem, Judea, Samaria en die uithoeke van die aarde. En dat hierdie is na die dood van Stefanus word hulle uitmekaar uitgejaag, en dit is juist dit wat die evangelie versprei. So, ja, ek weet nie hoekom die apostels eers vir 'n rukkie daar rondhang nie, maar en die ander ouens sê ook dat Stefanus op die ouens se opkyk en Christus sien opstaan en hom verwelkom, is op die ouend dit wat Saulus die spoed gee om te sê, maar wat die ander apostel word, wat juist die evangelie versprei. Nou, die interessante is, mens kyk, dat hy spesifiek sê na die gebiede van Judea en Samaria. Met ander woorde, dit was nie gebiede waar daar Christene was nie. Ja. Dit was juist gestuur na gebiede toe waar daar heidene was. Dat is interessant, en ek dink dis een van die groot skuwe van die Nuwe Testament. Na Jesus se kruisiging en opstanding, dat die evangelie nie meer langer net tot die Jode beperk is nie, maar spesifiek en nou met 'n doelgerigtheid aan die heidene versprei word. Ja, want dis met 'n doelgerigtheid dat hulle ook vervolg word, want die jagmos is sistematiese jag of vervolging. Soos wat hulle sistematies vervolg is dit hulle ook sistematies uitbeweeg. En dan sê Malina ook dat hierdie die sosiale politieke orde, godsdienst was nie iets wat in die geheim gebeur het nie. Dit het in die openbaar gebeur en dit het op openbaar vervolg en die openbaar gaan uitleef, so daar hele skuif in die samelewing kom redelik vinnig. Nou, is interessant dat hierdie hele dood van Stefanus
lei eintlik 'n heel nuwe hoofstuk in. Tot op hierdie stadium was die apostels gewoonlik harass. Hulle is die ouens wat in hegtenis geneem is. Hulle is geslaan, hulle is vervolg. Maar hier word die Christene as 'n groep getarget. En elke gelowige word hier gedreig met geweld en met selfs dood. Nou is dit baie interessant dat daar staan godvreesende mense het vir Stefanus begrawe en daar's baie oor hom gerou. Nou, dit lyk vir ons dat hier ook iets snaaks gebeur, want iemand wat so in die openbaar vernuweer is, was half en half iemand met wie niemand hulle wou assosieer nie. Maar hier lees ons dat godvreesende mense vir Stefanus begrawe het. En daar's baie oor hom gerou. En dan sou dus die kerk probeer uitroei, hy het van huis tot huis gegaan, mans en vrouens laat uitsleep, en hulle in die tronk laat sit. Ek dink, as mense die geskiedenis daarna ook lees, ek dink nie Paulus, het ooit oor hierdie hoofstuk van sy lewe gekom nie. Nee. En as jy, en jy lees dit op verskillende plekke, lees jy dit raak, 1 Korintiërs 15 vers 9, waar hy vir die soveelste keer sê, ek is die geringste van almal. Ek is eintlik nie eers iemand wat 'n apostel genoem moet word nie, want ek het die kerk van die Here vervolg. En ek dink, so wat ons moet al baie keer sê, ja maar mense kom daaroor en die gaan aan met jou lewe. Paulus het aangegaan met sy lewe, maar hy het nooit daaroor gekom nie. Nee, en ek dink, dis nie die eerste keer wat Paulus iemand sien doodgaan nie. In die Romeine het mense left, right en center doodgemaak. So die dood was nie vir hulle onbekend nie. Dis nie soos in ons wêreld waar jy niemand sien doodgaan nie. Maar die wreedheid, dink ek, waarmee partymal Christene doodgemaak is in Rome, en die haat wat daarmee saamgegaan het. En dan Stefanus se getuienis van hoe hy God beleef in die proses van sterwe moes iets skrikwekkends en gelooflik mooi gewees het om dit te beleef. Maar ek meen die Saulus het die kerk probeer uitroei, daai woorde dis harde taal, dit is verwoes, vernietig, soos 'n wilde dier wat 'n liggaam verskeur. So die gejag op die kerk was bloeddorstig gewees. En ek dink dis een van die goed waar Paulus nooit kon kom nie. Ons lees daar van mevrou in Handelinge 26 vers 11, dat een van die goed wat Paulus dan sê, wat hy eintlik nie in sy eie kop kan omkry nie, is dat hy in elke sinagoge mense daartoe gelei het, verplig het, om godslasterlike goed te doen, te sê. En dis een van die goed wat hy, selfs tot die einde van sy lewe sê, wat hy net nie kan verbykom nie, dat hy gemaak het, dat mense teen God moet laster. En ek dink, Paulus was so vernuftig en so geweldig slim gewees, dat hy iemand maklik in 'n strikvraag, en dit was waarin hulle opgelei was, hy het onder Gamaliel geswat, so hy was opgelei onder die bestes, om juis mense in openbaar uit te daag, en hulle in daai strikvraag in te lei. En dan, hier staan, hulle is, hy het van huis tot huis gegaan, so dis huisgemeentekies, maar nou hulle storm in 'n huis en maak amok, sleep mense uit, verskeer hulle soos wilde diere, so dit moet 'n redelike nie goeie belewenis gewees het nie. Nou, het een van die goed wat, lyk dit vir my hier voorop staan, is, hoekom het dit gebeur? En hoekom het God dit nie gekeer nie? Ek wil sommer net 'n kanttekening hierby maak en sê, ek dink nie God het dit so bedoel, so gemaak, so verordeneer, dat Paulus die kerk sou vervolg nie. Paulus het die kerk vervolg, omdat hy 'n wêreldling was.
omdat hy gedink het hy is in beheer van sy eie lewe, en hy het presies gedoen wat buite die koninkryk van God gebeur. Mense vervolg. Maar op 'n wonderlike manier, en ons lees nou daarvan hier van vers 4, het God dit wat Paulus en sy medewerkers gedoen het, gebruik, omgebuig, daai kwaad omgebuig, dat daar iets wonderlik gebeur. En dis dat die evangelie aan heidene tot aan die uithoeke versprei is. So, mense vra altyd die vraag, ja maar, dan sê mense vir jou, ja maar, God het 'n plan daarmee. God se plan, soos wat ek het verstaan, is dat die evangelie by almal moet uitkom. Maar ek dink nie God bepaal altyd die hoe, soos in hierdie geval, dit daar moet uitkom nie. Ja. Ek weet net ook dat wanneer die kerk in vervolging gaan, die kerk groei. Ek meen as mens nou gaan kyk na die getuienis van China en Rusland en oral waar die kerk geweldig vervolg is, as alles toegaan, dan staan jy aan die buitekant en jy dink, as dit oopkom, wat gaan oorwees? En dan is daar baie meer as, ja, so iewerste deur daai onderdruk van die kurkprop, groei die kerk. En dan lees ons in die volgende gedeelte oor die evangelie in Samaria. Die gelowiges wat uit mekaar gejaag is, het so ver as wat hulle gegaan het, die evangelie verkondig. Jy het nou oor die kurkprop scenario gepraat. En so het dit gebeur dat Filippus by 'n stad in Samaria gekom het, Christus daar verkondig het, en toe hoor die mense al die goeders wat hy doen, dit wat hy sê, en hy sien die wonders, en daar ontmoet hy dan hierdie ou Simon. Nou Simon was 'n goeilkunstenaar, dink ek het ons dit vroeër jaar genoem. Wat is dit? 'n opportunist. Ja, 'n tovenaar, ja. Simon was 'n tovenaar. Maar hy het dit so wonderlik gedoen dat hy genoem is die groot krag van God. So mense het na sy wonders gekyk en gedink dit kom van God af, maar dit glad nie van God af kom nie. Hoe op dese aarde gebeur dit? Daar was meer as een so man in die Bybel. So dit was iets wat 'n redelike sterk praktyk waarmee mense saamgeleef het, hierdie tipe van towenaars en waarsêers en ja, goedjies waarmee hulle self besig gehou het. Nou die mense vir baie jare met sy toorkunste, word hier mooi gesê, verstom. En dan bedien Filippus die evangelie aan hom. En selfs hy het gelowig geword, vers 13, en hy is gedoop. So, dan moes regtig, Filippus moes regtig gesien het dat Simon, amper wil ek sê, U-turn gemaak het. En Filippus, die Jode en die Samaritane haat mekaar vir 700 jaar, wat dan oorgaan en aan die Samaritaan, die goeilkunstenaar of towenaar, of wat jy hom ook al wil noem, die evangelie bring en hom doop, sê ook dat daar 'n stuk verandering gekom het in die harte van die apostels in terme van dit wat Jesus vir hulle kom wys het, maar ek nou as mens nou teruggaan na die evangelie, so daai teenskop teen die barmhartige Samaritaan, teen die vrou by die put, Johannes 4, ja, goed, gaan nie lekker met hulle af nie, maar dan baie vroeg in Handelinge kry ons daai uitkring eerste na Samaria toe, asof Jesus sê, hierdie ouens wat julle die kwaadste maak, kom ons werk net eers met hulle, so is eintlik 'n baie mooi stuk evangelie wat hier uitbreek. Nou gebeur 'n vreeslike snaakse ding. Hy het gelowig geword, hy is selfs gedoop. So Filippus moes oortuig gewees het dat hierdie ou regtig 'n U-turn gemaak het. En dan sien hy hoe die mense na die apostels hulle die hande opgelê het, die Heilige Gees ontvang.
Nou interessant, net so 'n kantaantekening. Niemand sê vir ons hoe dit gelyk het dat mense kon sien dat die Heilige Gees ontvang nie. So dit word net gesê en daar gelos. Dit laat 'n groot gat oop vir interpretasie en chaos. Ja. En so hulle die Heilige Gees ontvang, maar nêrens in hierdie gedeelte sê hulle hoe dit gelyk het, wat het gebeur toe hulle die Heilige Gees ontvang nie. En dan kom Simon en hy sê, gee my ook hierdie bevoegdheid sodat ek elkeen wat ek die hande oplê, die Heilige Gees kan ontvang. So hierdie towerkunstenaar mentaliteit van hom is nooit dood nie. En hier spring dit weer uit. Dink jy, en dis nou een van die moeilike vrae wat hulle baie vra, dink jy dat sy bekering was dalk nie opreg nie? Dink jy dat hy vir Filippus om die bos gelei het, om te dink dat hy tot bekering gekom het? Of het dit nie gebeur? Ek dink dis maar net dit wat hy vir sy hele lewe lank gedoen het. Sy manier om te oorleef, geld te maak, sy menswees. Party mense kom tot bekering en dan bly hulle hele lewe lank dikbek en suur. Dan vra mense, die Heilige Gees regtig oor daai ou gekom, want die Heilige Gees is veronderstel om liefde, vreugde, vrede, vriendelikheid te bring. So dit is tog die vrug. So ek dink is maar net sy menswees. Ek dink dis sy hy is so gewoond, dis hoe hy operate. Hier moet 'n plannetjie gemaak word en ek dink is maar net ons almal sukkel om daai menskant te los. En ek dink dit is 'n ongelooflik belangrike ding dat ons moet verstaan dat wanneer mens tot bekering kom, wanneer jy gelowig word en selfs wanneer jy gedoop is en die Heilige Gees wat kom en al die goed, maak dit nie jou menswees dood nie. Nee, dit bly 'n daaglikse keuse. En dit bly 'n daaglikse stryd Ja. om teen jou eie menswees, teen dit wat jy van nature wil doen, daarteen te stry. En waarmee jy goed is. Ja, daarmee te stry, daarteen te stry. En elke dag, en dis hoekom bekering nooit 'n eenmalige ding is nie. Dag en datum. Dis 'n elke dag se in alles hierdie stryd voer. Dis dit wat ek van nature wil doen, en dit wat my behoort aan God wil doen. En dan sê die apostels vir hulle, jy moet nou die verderf vlieg, jy en jou geld, want die apostels sê toe nou maar dis eintlik waaroor dit gaan. Ja. Dat nou, en nou die interessante, dat Simon dan nie sê, die vreeslike berou en al die goedes nie. Al wat hy vra, is dat die straf wat hulle nou net oor hom verkondig het, tog net nie moet gebeur nie. Is uitgevang. En op 'n manier is dit maar deel van elke van ons ook, nie? Ons wil kort hê, dit wat met ons gebeur wat sleg is, moet net verander, maar ons wil nie verander nie. Maar ons kan volgende keer so 'n bietjie gesels oor Filippus en die Ethiopiër. Ja, en ek dink hulle spreek hom ook dan aan en sê vir my moet sy denke verander. En ek dink dis daai elke dag se kies, vers 22 wat sê. Nou die apostels sien dit raak, maar Simon sien dit daar is nie 'n gedeelte raak nie. Jou gesindheid verander, maak aan dink anderste. Ja. Maar hy vat ook dan die evangelie, hulle het na Jerusalem toe teruggegaan en onderweg die evangelie in dorpe van Samaria verkondig. So op 'n manier daai koneksie daar met die Samaritaan Simon maak tog dat die evangelie versprei is. Vreemde manier hoe die goed werk. So vir my in hierdie hele verhaal is, veral in die laaste deel van die verhaal, is dat ons aan die Here kan behoort, en dit beteken nie per se dat ons ou mens nie meer bestaan nie. Ons ou mens bestaan altyd. En dis 'n daaglikse stryd hierteen. Ja, en ek het laaste van my kant af Simon vra, bid julle vir my.
Dis asof Simon daar tog 'n klein besef is van Lans, ek besef hier in moet my dit nie doen nie, ja. is die goedjies wat nie goed is nie. Ja. En dis hoekom ons mekaar nodig het. Hoekom ons mekaar nodig het om vir mekaar te bid, want ons het maar blind spots in ons eie mens wees. Baie dankie. Kom ek sluit ons af met 'n gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir ons saamwees. Dankie dat ons die woord kan lees. Dankie dat ons dit eeue later onsself elke keer op 'n manier in die woord kan spieël, asof hy net sowel van ons praat. Dat ons in die verhale van groot kerkvaders onsself in ons eie broosheid kan raaklees. Dat u dit nie uit die skrif uitgehaal het, maar juist in die skrif ingesit het, sodat mense soos ons ook hoop kan hê. Wil u vir ons seën, Here, om met ons stikkendheid en met ons eie gebrokenheid, oral waar ons gaan, nog steeds die liefde van die Here vir sondaar mense aan mekaar sal verkondig. En nie dink dat omdat ons nie volmaak is, ons niks kan sê nie. Dankie dat u ten spyte van ons menswees nog steeds die boodskap deur ons by mense uitbring. In Jesus se naam. Amen. Seën en vrede tot volgende week.